dit skoon te was, want ek wou weer vlekloos voor U staan. Goeiedag geliefde. Romeine 10, vers 5 tot vers 13. Onthou wanneer ons hier lees, is ons besig om daai woorde van die Here te hoor van Jesaja, kom uit, van Openbaring, kom uit. Is daar iets waaruit ek en jy ook moet uitkom? Romeine 10, vanaf vers 5. Moses skryf naamlik van die vryspraak op grond van wetsonderhouding, dat 'n mens wat doen wat die wet beveel, daardeur sal lewe. Maar van die vryspraak deur die geloof sê hy, moenie by jouself sê, wie sal na die hemel toe opklim nie? Dit is om Christus af te bring. Of, wie sal na die onderaardse diepte toe afdaal? Nie, dit is om Christus uit die dood terug te bring. Nee, die skrif sê, naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. En hierdie woord is die boodskap van die geloof. En dit is wat ons verkondig. As jy met jou mond bely, dat Jesus die Here is, en met jou hart glo, dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons, en ons word gered. Die skrif sê tog, niemand wat in hom glo, sal teleurgestel word nie. Niemand nie. Dit maak dus geen verskil of 'n mens 'n Jood of 'n Griek is nie, want dieselfde Here is die Here van almal. En hy seën almal wat hom aanroep, ryklik, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Ek wil jou aanmoedig om hierdie gedeelte net 'n paar keer vandag te lees, en dat die waarheid hiervan by jou insink. Waaroor dit alles gaan, is die eenvoudige waarheid. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. En nou is dit ongelukkig so dat ek en jy baie keer op 'n plek van twyfel opeindig. Daardie plek waar jy vir jouself vra, maar is ek regtig gered? Ek dink daardie tipe twyfel kom maar in enige ernstige gelowige se lewe voor. Net daai ietsie van, kan ek regtig seker wees, 100% seker wees, dat ek gered is? Dis dan wanneer ons vir onsself begin vra, is ek genoeg? Of doen ek genoeg om gered te word? My liewe boetie en sussie, as hierdie vraag by jou opkom, dan moet jy eintlik die stem van God hoor wat vir jou sê, kom daaruit. Want die evangelie waarheid is eenvoudig, soos ek vir julle oor en oor in hierdie teks gelees het vanmôre. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Kyk wat sê hy in vers 11. Die skrif sê tog, niemand wat aan hom glo, sal teleurgestel word nie. Niemand nie, sê Paulus dan met 'n uitroepteken daarna. Hy sê, jy bely met jou mond, omdat jy met jou hart glo, en daarom sal jy gered word. Moenie dat iemand of iets jou leer om te fokus op wat jy doen nie, of wat jy verdien nie. Daardie is leuns. Daardie is om jou aandag van die genade en die liefde en die geregtigheid van God af te trek en dit terug op jouself en jou eie vermoë. En God sê juis in die Nuwe Testament, kom daaruit, dis die boodskap van die kruis, kom daaruit, kom uit jou twyfel uit. Want die waarheid van die geloof is, dat elkeen wat die naam van die Here aanroep, gered sal word. Moenie dat twyfel tent opslaan rondom jou, of laar opslaan rondom jou nie. Kom daaruit. En leef jou lewe met 100% geloofsekerheid. Want sy genade is vir my en vir jou genoeg. Die bloed wat Jesus gestort het, was 100% genoeg om vir my en vir jou geloofsekerheid te gee.
kom uit die twyfel uit en leef in geloofsekerheid. Shalom. O Heer, vergewe my. O Heer, kom maak my vry van die sondelas. O kom na my om dit skoon te was. Vergewe my. O Heer, vergewe my. O Heer, kom maak my vry van die sondelas. O kom na my om dit skoon te was. Want ek wil weer vlekloos voor U staan.